Saam uit Lukas 20 vers 20 tot 26. Hulle het hulle kans afgewag. Toe stuur hulle geheime agente wat hulle as opreg voorgedoen het om Jesus op een of ander uitspraak te probeer vastrek, sodat hulle hom aan die owerheidsgesag van die goewerneur kon uitlewer. Hulle vra hom toe: "Meneer, ons weet dat u in die prediking en onderrig regsinnig is. U let nie op die aansien van persone nie. U is getrou aan die waarheid en so maak u die wil van God bekend. Is dit reg dat ons aan die keiser belasting betaal of is dit nie?" Maar Jesus het hulle slimstreek gesien en vir hulle gesê: "Wys vir my 'n muntstuk. Wie se kop en naam is daarop?" Hulle antwoord: "Die keiser se." Toe sê hy vir hulle: "Nou ja, gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort en aan God wat aan God behoort." Hulle kon dit nie regkry om voor die volk vas te trek op iets wat hy gesê het nie. En verwonderd oor sy antwoord, het hulle maar stil gebly. Ons lees net so ver. Skaak is 'n baie stadige en strategiese spel. Dis nie 'n spel wat jy begin en dan eers besluit wat jou volgende beweging gaan wees nie. In skaak besluit jy reeds voor die tyd wat jou strategie is, wat jy wil bereik en hoe jy jou strategie gaan uitvoer. Voor die spel besluit jy reeds: as my opponent dit doen, dan gaan ek dat doen of dan gaan ek so reageer. As die spel dan eers begin, heers daar gewoonlik stilte terwyl jy wag vir jou opponent om 'n fout te maak. Jy maak 'n skuif wat onskuldig lyk, maar eintlik stel jy 'n lokval vir jou opponent. As jou opponent verkeerd reageer, dan loop hy die gevaar om in skaakmat te beland. Skaakmat beteken maak nie saak wat jy verder gaan doen nie, jy het eintlik reeds verloor. Daar is vir jou geen maniere uit nie. Jy is vasgevang en jy is uitoorleef. Die Fariseërs in Lukas 20 was ook stadig en strategies in hulle benadering tot Jesus. Ons lees in vers 20, hulle het hulle kans afgewag. Toe stuur hulle geheime agente wat hulle as opreg voordoen om Jesus op een of ander uitspraak te probeer vastrek. In Lukas 20 is die Fariseërs besig met 'n skaakspel en Jesus is hulle opponent. Die geheime agente gaan na Jesus toe en hulle weet presies wat hulle wil bereik. Hulle doelwit is om vir Jesus vas te trek. Vers 20, sodat hulle hom aan die owerheidsgesag van die goewerneur kan uitlewer. Voordat die geheime agente na Jesus toe gaan, het hulle reeds besluit wat hulle strategie gaan wees. Hulle gaan na Jesus toe met 'n plan. Hulle het klaar besluit, ons gaan dit vir Jesus vra, want dan kan Jesus net so of so antwoord. Ons gaan dit vir Jesus vra, want dan kan ons vir Jesus vastrek en kan ons hom in skaakmat kry. Die geheime agente se woorde en optrede in Lukas 20 lyk dalk onskuldig, maar dit is nie. Deur hulle mooi woorde probeer hulle om vir Jesus in 'n lokval te lei. Hulle wil hê Jesus moet 'n fout maak. Die strategie wat die Fariseërs volg, is om 'n moeilike vraag aan Jesus te stel, terwyl die volk daar rondom hulle is, sodat hulle vir Jesus kan uitvang, sodat hulle doel kan bereik. Die geheime agente gaan daarom in Lukas 20 na Jesus toe, en hulle begin dan om hierdie plan van hulle uit te voer. Hulle plan begin met hierdie mooi en vleiende woorde in vers 21. Hulle sê vir Jesus: "Meneer, ons weet dat u in die prediking en onderrig regsinnig is. U let nie op die aansien van persone nie. U is getrou aan die waarheid en so maak u die wil van God bekend."
Hierdie stellings van vers 21 is natuurlik waar. Jesus is getrou aan die waarheid van God en hy het gekom om die wil van God te kom openbaar. Die woorde van die geheime agente lyk dalk opreg en onskuldig, maar dit is nie. Dit is deel van die Fariseërs se strategie. Dit is deel van die lokval wat hulle vir Jesus in wil laat kry. Hulle hele optrede, elke woord en elke daad is fyn beplan. Dis deel van die speletjie wat hulle met Jesus kom speel. Na hierdie mooi woorde, volg die tweede deel van die Fariseërs se strategie. Die tweede deel is om die vraag aan Jesus te stel. Vers 22, is dit reg dat ons aan die keiser belasting betaal, of is dit nie? Die belasting waarna hier verwys word, is kopbelasting genoem. Dit is jaarlikse belasting wat per persoon, of dan nou per kop, betaal moet word. Hierdie kopbelasting was ekstra bo op al die ander belasting wat die mense in hierdie tyd reeds betaal het. Kopbelasting moes dan met 'n spesifieke silwer munt betaal word, waarop die titel, die gesig en die naam van die keiser geskryf was. Die keiser se titel in hierdie tyd was seun van God. Die belasting wat hier ter sprake is daarom nie net ekonomies swaar vir die mense van daardie tyd nie, maar dit is ook aanstootlik en lasterlik vir elke gelowige. Dis presies waarom die Fariseërs kies om hierdie vraag te vra. Met hierdie vraag lei hulle vir Jesus in hierdie lokval in. Die geheime agente weet dat as Jesus nou ja antwoord, met ander woorde as hy sê ja, dit is nodig om belasting te betaal, dan gaan die hele volk in opstand teen Jesus kom. In 'n wêreld waar die mense klaar uitgebuit is en waar meeste van hulle reeds onder die broodlyn leef, het hulle eenvoudig nie nog geld om ekstra belasting te betaal nie. Indien Jesus ja antwoord op hierdie vraag, sou dit vir die Fariseërs 'n groot sosiale oorwinning gewees het, want dit sou beteken dat die hele volk hulle sou ondersteun en nie vir Jesus nie. Op so 'n manier sou die Fariseërs Jesus se mond en sy prediking heeltemal kon stilmaak. Net so weet die geheime agente ook dat as Jesus nee antwoord, met ander woorde, as hy sê nee, ons hoef nie belasting te betaal nie, dan is Jesus ook in groot moeilikheid. En nie op hierdie vraag sou verstaan word as opstand en rebellie teen die Romeinse ryk van daardie tyd. Die Romeine, wat alles in hulle vermoë gedoen het om die mag en die gesag te behou, sou nie 2 keer dink om vir Jesus in hegtenis te neem en 'n voorbeeld van hom te maak nie. Om nee te antwoord, sou waarskynlik tot die dood lei vir Jesus. Maak nie saak wat Jesus op hierdie vraag antwoord nie, hy is in die moeilikheid. As Jesus ja sê, verwerp die volk hom, en as hy nee sê, word hy deur die regering van daardie tyd vervolg. Beide antwoorde lei tot verwerping. Op menslike vlak is Jesus in skaakmat. Die feit dat die Fariseërs vir Jesus vastrek en dat hulle hom in skaakmat kon plaas, is egter die laaste van Jesus se bekommernisse. Wanneer hierdie vraag aan Jesus gestel word, dan is hy nie bekommerd dat die Joodse volk hulle rug op hom gaan draai nie. Jesus is ook nie bekommerd dat die Romeinse ryk hom gaan vervolg nie. Wat vir Jesus belangrik is, reg deur sy lewe, maar ook in hierdie oomblik in Lukas 20, is dat hy getrou bly aan die woord van God. Dat hy nie die woord van God verdraai of verwerp nie. Dit is waaraan Jesus dink wanneer hy met hierdie vraag gekonfronteer word. Met hierdie in sy gedagtes tree Jesus dan na vore en maak hy 'n skuif in hierdie skaakspel
wat die Fariseërs se hele strategie op sy kop draai. Jesus antwoord hierdie vraag deur eerder te fokus op die waarheid van God. Hy antwoord nie hierdie vraag deur op die politieke en die sosiale mag te fokus nie. Jesus fokus op die waarheid van God. Op so 'n manier tree Jesus na vore en as die enigste en ware seun van God, sien hy hierdie situasie dan as 'n geleentheid om oor die woord van God te praat. Op so 'n manier val die geheime agente sy hele strategie plat. In Lukas 20 vers 24 tot 25 tree Jesus na vore en hy besluit om hierdie vraag te antwoord met 'n teenvraag. Jesus sê vir die Fariseërs en die geheime agente, wys vir my 'n muntstuk. Wie se kop en naam is daarop? Hulle antwoord, die keiser se. Toe sê hy vir hulle, nou ja, gee dan aan die keiser wat aan hom behoort en aan God wat aan God behoort. Jesus se antwoord gaan nie oor sosiale of politieke aansien nie. Dit gaan oor geloof en loyaliteit. Die muntstuk dra die beeld van die keiser, so as die keiser of die regering sê jy moet belasting betaal, doen dit. Dit is die maklike antwoord op die Fariseërs se moeilike vraag. Die belangrike vraag, wat Jesus egter nou vir die Fariseërs kom vra en wat hulle moet kom beantwoord, is wie se beeld dra jy? Aan wie behoort jy? Want jou loyaliteit en jou geloof moet lê by die een aan wie jy behoort. As ons terugdink tot aan die heel begin in Genesis 1, dan sien ons dat die wêreld woes, leeg en onbewoonbaar was, maar die Gees van God het toe reeds oor die wêreld gesweef. In die chaos en die leegheid kom God en hy kom skep. Hy kom skep die lig en dan kom skei hy die lig van die donker. Hy kom skep die hemel en die aarde, die diere, die plante, die natuur. Dit alles kom skep God binne die eerste 5 dae. Op die 6de dag kom skep God die mens. Genesis 1 vers 26, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. Genesis 1 vers 27, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy geskep. Reeds aan die heel begin in Genesis word ons as mense, as gelowiges, geskep as die beeld van God. Jesus se vraag aan die Fariseërs, aan wie behoort jy? Waar moet jou as gelowige se geloof en loyaliteit lê? Vanuit die Bybel is dit duidelik, ons behoort aan God. Ons is geskep as sy beeld. Die muntstuk behoort aan die keiser, so betaal jou belasting. Maar ek en jy behoort aan God. Gee aan die keiser wat aan hom behoort, maar gee ook aan God wat aan God behoort. Ek en jy behoort aan God en daarom aanbid ons vir God. Ons behoort aan God en daarom is ons besig om ten volle op hom te vertrou en alleen in hom te glo. Ek en jy behoort aan God en daarom leef ons in afhanklikheid van God. Ons nader in gebed tot God. Ons leef volgens die woord van God. Ek en jy is deur God geskape as sy beeld en daarom gehoorsaam ons die gebooie van God. Daarom leef ons onder leiding van die Heilige Gees. Wat Jesus hier vir elkeen van ons kom sê, is respekteer die gesag van die regering, maar onthou, jou vertroue, geloof en loyaliteit lê nie by die regering nie. Dit lê by God. Dit moet wees in die een aan wie jy behoort. Geliefdes, God is verantwoordelik vir ons redding en verlossing. Nie die keiser of die regering
waarvoor loof en prys. God is verantwoordelik vir die vergewing van ons sondes. So ons moet in hom glo en ek en jy moet hom aanbid. God is die een wat vir ons uitkom stuur en wie ons versorg. En daarom moet ons in gebed tot hom nader en moet ons op hom vertrou vir uitkoms. Gee aan die keiser wat aan die keiser behoort, maar gee aan God wat aan God behoort. Voor Jesus se antwoord op hierdie vraag, het die Fariseërs vir Jesus in skaakmat. Na Jesus se antwoord, is die Fariseërs skielik in skaakmat. Ons lees in Lukas 20 vers 26, hulle kon dit nie regkry om hom voor die volk vas te trek op iets wat hy gesê het nie. En verwonderd oor sy antwoord, het hulle maar stil gebly. Die Fariseërs en die geheime agente se hele strategie en doelwit regdeur Jesus se lewe was om vir Jesus vas te trek. Ons lees oor en oor in die evangelie hoe hulle vir Jesus dophou, hoe hulle planne beraam, hoe hulle vrae uitdink, nie om die waarheid te hoor nie, maar om vir Jesus stil te maak, om hom te vervolg, om sy goddelikheid te bevraagteken. Die Fariseërs en die skrifkenners weet dat Jesus getrou is aan die waarheid van God. Hulle weet hy het gekom om die wil van die Vader te kom openbaar. Hulle weet sy woorde dra gesag. Maar dit is vir hulle van geen belang nie. Die waarheid het nie vir hulle enige waarde nie. Wat vir die Fariseërs en die geheime agente belangrik is eerder status, aansien, invloed en die harde applaus van mense. Hulle het nie 'n oomblik daaraan gedink dat hulle in nederigheid voor God moet buig en dat hulle die waarheid wat Jesus kom verkondig moet ontvang en glo nie. Hulle heg geen waarde aan die waarheid nie en daarom sien hulle eerder vir Jesus en hulle sien hom as 'n bedreiging vir hulle aansien en vir hulle mag. Daarom is die Fariseërs heeltyd besig om vrae te vra oor aardse dinge. Vrae te vra oor mag, beheer en politieke voordeel. Hulle is so gefokus op hulle eie mag en aansien, dat hulle blind is vir die teenwoordigheid van God daar reg voor hulle. Die Heer van heerlikheid staan voor hulle en hy praat met hulle, maar hulle sien hom nie raak nie. Hulle is so besig om hom te probeer vastrek, dat hulle nie self besef dat hulle vasgevang is nie. Hulle wil vir Jesus in skaakmat plaas, maar self staan hulle op die rand van verlorenheid, omdat hulle die woord van God, wat Jesus kom openbaar, verwerp. Geliefdes, vandag nog is dit maklik om in hierdie slaggat van die Fariseërs te trap. Dit is so maklik om die waarheid van God te vergeet, en uit die oog uit te verloor, omdat ons ook eerder gefokus is op status, aansien, invloed of die applaus van mense. Jesus kom wys egter in Lukas 20 vir ons, dat teenoor hierdie onbelangrike aardse dinge staan die belangrikheid van God. Dis ons as gelowiges se werk om te fokus op die belangrikheid wat God kom openbaar het. Dis belangrik vir ons om te fokus op die woord van God, eerder as om soos die Fariseërs te fokus op die aardse onbelangrikhede. Dis vir ons belangrik om vas te klou aan die wete en die oortuiging dat Jesus getrou was aan die woord van God, dat hy die wil van God aan elkeen van ons kom openbaar het. Dis belangrik om oortuig te wees, want in die Bybel sien ons dat ons aan God behoort. In die Bybel sien ons dat die kruis en die leë graf vir elkeen van ons waarde dra. Lukas 20 vers 20 tot 26 trek ons elkeen vandag uiteindelik terug. Terug na die woord van God. Terug na die Skepper God aan wie elkeen van ons behoort. En terug na dit wat belangrik is. Dit wat ewigheidswaarde dra. Mag ons daarom vandag en elke dag aan God gee wat aan hom behoort. Mag ons lofliedere
ons aanbidding, vertroue, geloof en gebed alleen aan hom gerig word. Want hy skep ons, hy roep ons, hy lei ons en hy verlos ons. Amen. Kom ons bid saam. Here en almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons dankie dat U vanoggend U woord aan ons kom openbaar het. U het ons vanoggend weer kom herinner dat ons aan U behoort en dat U reeds aan die begin besluit het dat ons na U beeld gemaak moet word. Here Jesus Christus, U is die waarheid wat nooit vasgevang kan word deur mense se magstrewe of se leuns nie. Dankie dat U getrou gebly het aan die wil van die Vader, ook wanneer U vervolg is, verwerp is en U uiteindelik aan die kruis gehang het. Here, dit is ons gebed dat U hierdie waarheid ook in ons harte sal laat leef, sodat ons ook in 'n oortuiging en geloof kan vasklou aan dit wat U aan ons kom openbaar het. Here, bewaar ons asseblief daarvan om so vasgevang te raak in onbelangrikhede wat uiteindelik maak dat ons U teenwoordigheid hier by en met ons ook miskyk. O Heilige Gees, vorm in ons hart 'n gehoorsaamheid aan U woord, 'n hart wat die waarheid liefhet, 'n hart wat sien dat ons aan U behoort en 'n hart wat uiteindelik so leef dat ons hele lewe U verheerlik. Leer ons om elke dag aan God te gee wat aan Hom behoort. Ons lof, ons vertroue, ons liefde, ons gehoorsaamheid. Here, leer ons om geanker te bly aan U waarheid, want U weet ons leef in 'n wêreld waar dit moeilik is om altyd getrou te bly. Here, U weet ons leef in 'n wêreld wat vandag nog U woord wil kom stil maak. Here, maar lei ons deur die Gees sodat ons nie sal stil wees nie, maar sodat ons sal vasklou aan dit wat U kom openbaar het. Want dit is die waarheid waaraan U getrou was, en deur die Gees lei U ons as gelowiges om ook vandag nog getrou te bly daarin. Bewaar ons, Here, lei ons en versterk ons sodat ons U naam mag verheerlik. Help ons asseblief om te weet dat ons elke dag in U genade, U goedheid en U guns mag leef. Dankie, Here, dat U vir ons goed is en dankie dat U getrou bly ook aan ons. Here, laat ons asseblief deur die week behoed en bewaar ons. Seën ons daar waar ons in die wêreld beweeg en leef. En Here, help ons dat asseblief as dit U wil is om volgende week weer veilig hier in die huis stil te word. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons in geloof weet en glo dat U dit sal kom beantwoord. Amen. Gemeente, kom ons staan dan nou vir die sing van ons slotlied, lied 2:1.